Goeiemôre en welkom hier uit 'n koue, nat Klerksdorp. Hier op die program Aktuele Sake elke Woensdag vanaf 11. En natuurlik Mike Bolhuis wat altyd by ons aansluit. En vanoggend wil ons gesels of gaan Mike gesels oor die Matlanga Kommissie en al daai ad hoc komitees wat so aangestel is om sekere politici en sogenaamde besigheidsmanne te ondersoek. Goeiemôre Mike en welkom. Baie dankie weer eens vir jou tyd. Is altyd 'n voorreg om van jou kant af te hoor met die nuutste verrigtinge in die misdaadwêreld. Dankie man, baie dankie vir die geleentheid. Ja, ons het gister daar by daai plaasie van my daar by Leeuwfontein, naby Leeuwfontein Estates, Rodeplaat area 70 mm gehad, hoor. Ja, dis baie hier by ons ook, dit aanhoudend geval, weet ek sê seker vir 2-3 dae. Ek dink daar is so baie water wat so vinnig na mekaar geval het hier by ons ook. Ja, maar ons dank die Here. Jy kan nooit genoeg water kry van die hemel af nie. Dit was interessant. Ons land het 'n watertekort, 'n groot waterkrisis en ons het 'n watermafia. Kan jy dit glo? Goed wat God vir ons gee, word deur die mens gebruik en misbruik en selfs krimineel. Dit word daar toegetree. In ander woorde, die hijacking van water. En dit is tog een van die belangrikste kommoditeit wat die mens nodig het om te oorleef. Vat jy water weg, is alles dood. Maar anyway, dis die mens, né? Dis die mindset van die mens en dis hoe die mens gedraai het. Nou ja, die Matlanga Kommissie, ek gaan ten sterkste aanbeveel dat julle ons projekte lees, want daar's geen manier dat ons dit in 'n halfuur behoorlik kan unpack, soos die Engelsman sê nie. Maar ek gaan die belangrikste dinge noem. Ek gaan hier en daar name noem, want daar's te veel name. Maar verskoon my, die belangrike ding is dat julle weet waar trek ons tans en wat is die vooruitsigtige moontlikhede rakende al hierdie ondersoeke en verhore wat aangaan. So neem kennis, die projekte is baie belangrik want dit gee 'n meer en 'n groter en 'n gedetailleerde verduideliking. En dan ook stel ek voor dat julle net ten minste so nou en dan die nuus aansit, SABC kyk of 'n nuuskanaal of die media net bietjie volg. Die inligting wat hulle plaas is korrek en dit kom direk van die Matlanga Kommissie en die ad hoc verhore af. En dit word geplaas in kompak vorm waar dit verduidelik wat is tans die stand ensovoorts. So hierdie ding kom nou al 'n rukkie aan en dit is skokkend dat dit 'n generaal moes wees wat opstaan, generaal Nkonazi, wat opgestaan het en gesê het op media, sosiale media en al die platforms. Wat het verskillend maak is sy opstaan en iets noem, het hy iets bygevoeg wat min doen en gesê dat hy het bewyse. So hy het opgestaan, uitgestaan en die korrupsie geïdentifiseer en gesê dat hy het bewyse daaromtrent. Nou die oomblik toe dit gebeur het, is daar natuurlik groot aanval van baie oorde teenoor hom geloods, natuurlik van die polisie en die politiek af, wat sê ja, dis nie die protokol nie, dis nie hoe jy ding doen nie. Jy kan nie as 'n polisieman opstaan en dit publiek maak nie, dit moet intern hanteer word. En sy repliek daarop was eenvoudig dat dit is aanhoudend gedoen, die protokol was aanhoudend gevolg, maar dit het op dowe ore geland om die waarheid te sê, dit gaan net erger en meer. Nou hier is die skokkende ding, so dan moet jy weet wat generaal Nkonazi moes deurgegaan het in 'n tyd waar hy gesien het hoe georganiseerde misdaad en rampokkery gegroei het na so 'n groot level toe, dat hy geen ander keuse gehad het om nasionaal, internasionaal hierdie inligting bekend te maak. So ek wil net julle net vir 'n oomblik dink wat het dit gevat van hom. Obviously was daar doodsdreigemente ook. Daar was ander vorms van maniere om hom uit te sort deur hom te plant, beskuldigings teen hom te bring. Onthou, dis wat 'n krimineel sal doen. As jy kyk na die Piet en Mel Viljoen saak en Emile de Wit en
al die ander waarmee ons besig is, Louis Liebenberg, hierdie is almal mense wat in tronke gaan beland en nie uitkom nie. Hulle is klaar in tronke en ons prys en ons dank die Here vir die sukses wat ons daar bereik het. Maar wat doen hulle as jy hulle in die begin aanvat? As jy vir hulle sê dis 'n Ponzi skeme of dis 'n misdaad of dis korrupsie of dis dit die daar en die ander. Hulle gooi die ondersoekers, probeer die ondersoekers, die polisie, die media onder die bus gooi. Gaan kyk maar, dis elke keer dieselfde trend. As ons iemand vasvat, al is dit 'n klein saakie, so het ons dit al gesien, klein saakie, dan sal daai party reageer en probeer, as hulle nie tevrede byvoorbeeld is, of as hulle aangespreek was en geopenbaar was, dat hulle gaan sosiale media toe en gaan probeer om jou as ondersoeker, of jy as media wat die openbaring doen of skryf, of jy as polisie wat die werk doen en identifiseer, onder die bus te gooi en sleg te sê. Elke keer nog, dit is die tendens. So, dit is ook die geval hier gewees, maar die bottom line is baie generale, baie top polismanne, heel wat politikuste is geïdentifiseer, en dis hoekom hierdie verhoor so lank vat, want daar is soveel en dan kom daar soveel meer. So gestel, daar was in die begin net so 10 of 20, en net gou 'n sluk koffie hier vat julle, terwyl julle asem skep, is daar nou 20, of meer, want elke keer as jy 'n ou bring, dan gooi jy 'n ander ou onder die bus, en dis die tweede tendens wat ek vir julle wil noem. Die oomblik toe hierdie ouens nou geïdentifiseer word, en hulle nou in die hot seat is, en ondervra en ondersoek word, dan begin hulle vingers wys. So die generaal sê, ja, dit is dalk so, en, maar hy is onskuldig, want die moes dit gedoen het. En dis 'n oor en weer gevingerwysery, dis soos 'n klomp stout kinders in 'n kamer, en iets het gebreek, en jy vra, wie, wat het hier gebeur, wie? Dan bly hulle mos nou eers stil, hulle sê niks, maar as jy nou meer hulle onder druk plaas, dan eventueel is dit oor en weer gevingerwysery. So dis wat hier gebeur het. En dit is die tweede tendens wat 'n ou baie duidelik sien, is die vingerwysery na ander partye, en dis hoekom daar meer en meer ouens voor die komitee gebring word, en verklaar word, en eintlik geïnterrogate en ondersoek word, is maar all in one, en dan optredes uitvoer. Die derde tendens wat ons hierso sien, is dat there's much more to the story. A can of worms, as jy hom oopmaak, sien jy mos net nou die eerste paar wurms. But if you open the can of worms, dan is die hele can full of worms, is mos logies. So die hele can full of worms is besig om nou uitgegooi te word en geïdentifiseer word op daai spreekwoord, woord. So elke keer as ons op TV praat of op radio en selfs hier, sê ons dat die ad hoc hearings moet aangaan, gesamentlik met die kommissie. Die kommissie is eerste en dan die ad hoc hearings. Hoekom sê ek dit? Want die mense bring krywas vol inligting, omdat hulle nou 'n vertroue het. En die derde ding wat ek wil noem is, weens die aanhoudende uitwysing van meer en meer en meer, gaan die verhore aan, gaan die ondersoeke aan, want ons het dit gesê van die begin af, jy kan nie iemand wegwys met inligting nie. Dit is heel eenvoudig in plat Afrikaans gesê. As enige eenheid van die autoriteite in ons land, enige eenheid van die autoriteite, insluitende myself en die politiek, as enige ou vir jou 'n misdaad voorlê en jy nie daaraan aandag gee, al is dit die kleinste misdaad, as jy dit nie aanspreek nie, dan word dit mos 'n groter misdaad en meer, want ek het al hoeveel keer verduidelik, as jy nie misdaad aanspreek nie, dan groei dit en dit word meer. Julle kan ons nou sien wat dit in ons land om tans self bevind in die absolute hijacking van ons land. Ons land is gehijack deur kriminele. Julle kan dit duidelik sien. Ek beleef dit, die manier hoe jy leef in vrees en bewing en onsekerheid. Dis finansiëel, dis geheel en al ekonomies, dit is veiligheid en sekerheid,
Dit is alles in jou hele lewe is in 'n absolute onderdruk en jy lewe basies in positiewe paranoia. Ek sal nou 'n bietjie daaroor uitbrei, maar wat ek probeer sê is dat die herings moet oral aangaan, hulle kan nie sake wegwys nie. Ek kan tog mos nie as 'n ou vir my is bel oor 'n saak net sê nee, ek hanteer nie daai sake nie. Ons is spesialisondersoekers in ernstige geweld, ernstige ekonomiese en ernstige kubermisdade. Dis die hoofondersoeke in die wêreld. Alles val onder daai 3 sambrele. Ek kan nie net sake invat waar net bedrag groter is of net moorde is of net sake wat ernstig in 'n groter lig gesien word deur die publiek en deur ander. Ek moet mos maar kyk na die klein saakie ook, want dis die klein saakie wat groei tot 'n groot saak. En dis hoekom ek sê die Matlanga kommissie kan nie die kruiwas vol inligting wat vir hulle gestuur word wegwys nie. Ek het dit op nasionale TV aanhoudend nou gesê en ek dink hulle luister daarna. Ek dink van ons gesprekke kom by die president ook uit, want ek spreek die president aan oor hierdie goed. En ek spreek die politikuste aan en al die topstrukture in die polisie. Jy kan nie net sekere goed aanhoor nie. Daai dae is lankal al verby. Jy weet, jare terug het ons speseenhede in die polisie gehad. So as 'n ou by die polisiestasie aangekom het en gesê het 'n klagte oor dwelms, dan het hulle hom verwys na die anti-dwelm eenheid toe, want hy was daar. As 'n ou by die polisiestasie aangekom het en gesê het, luister, daar's 'n verkrachting, dan het hulle verwys na 'n spesiale eenheid wat werk met seksuele misdrywe. As 'n ou daai tyd aangekom het en gesê het, luister, as 'n kind gemolesteer, dan het hulle verwys na die KBE, die kinderbeskermingseenheid. Daai dae is lankal al verby. Daar is nie meer sulke eenhede nie. So die polisie het homself heeltemal geïdentifiseer as supposed to be the go-to guy for any crimes whatsoever in order to protect and serve. Hulle het dit selfs gedoen, want daar is nie speseenhede nie. Maar nou is daar weer hier en daar wat deel met georganiseerde misdade en jy het die DPCI, jy het verskeie instansies met al hierdie afkortingsname wat hopelik nou 'n verskil gaan maak. So die kommissie het 'n voordeel nou. Hy word nou vertrou. Onthou al hierdie goed wat ek gesê het, sê ek in die laaste weke aanhoudend. Hierdie is 'n herhaling en ek doen dit in Afrikaans, want die meeste wat ek gesê het is in Engels. So die kommissie het dit nou en that's good news. Hulle het nou die publiek se vertroue. Soos wat ek hier met julle praat, weet julle, hulle doen hulle werk nou. Ons kla nie eers meer hoe lank dit gaan nie, want ek sê, hoekom sê ek dit? Want hulle het laasweek 'n kommissaris, Julius Nkoanazi, gearresteer en hom 'n hele naweek in die selle gehou. Wanneer laas het julle so iets gehoor? Né? Dink net daaraan. So hulle het begin arrestasies uitvoer. En hulle het nou verskeie ouens vir julle kan moontlik arresteer of skors wat in hoë posisie is, soos Fani, kommissaris Fani, wat die hoof is van die polisie. So hulle het al 'n minister geskors. Ons is nie altyd happy met as 'n ou geskors word met pay of alkohol en ons daar gestryery op die einde van die dag, maar op die einde van die dag, daar is aksies geneem al. En nie al die aksies is so drasties soos wat ons dit wil hê nie, naamlik jy fire 'n ou, jy vat alles van hom en jy sit hom op straat, of jy fire 'n ou, arresteer hom, vat alles van hom en jy sit hom in die tronk. Those are the two options. As geen ander opsie nie. Hier is dit wat ek en jy en almal wil hê. Al hierdie generale, let wel, jy kan net hierdie stelling uithaal, Marius, net hom wat ek nou gaan sê, en dit nasionaal versprei en vra wie stem saam. You will not get one that won't. They will all agree. Ons versoek is dat al hierdie generale wat gesteel het, dat alles van hulle gevat word wat hulle gesteel is, dat hulle net nagelaat word in hulle klere, dat hulle vervolg word, verhoor word, vervolg word en in die tronk geplaas word. That's it, met behoorlike strawwe. Dit is wat ons as 'n publiek, almal, of jy nou in die autoriteite is,
of jy in die politiek is, of jy 'n businessman is, of jy 'n huisvrou is, of jy 'n kind is wat al klaar verstaan, dis wat ons almal wil hê. That's real justice. En ons wil dit vinnig hê. So om by te las, die kommissie is werklik waar besig om sy staal te toon, en dit gaan net beter en beter, en daar's optredes. Want ek moet vir julle sê, hulle tot hierdie posisie gestyg weens die druk van julle luisteraars, die publiek, die media, en dan ons as spesialisondersoekers en die ander wat ons ondersteun. Ek's nie die enigste ou nie, daar's ander spesialisondersoekers in die land wat toetree. Daar's soveel wat toetree. Maak nie saak waar ek in die straat loop, waar ek myself bevind, ek tans in Ballito, waar ek ek kom gister net hier aan, net om vir my kos te koop vir 4 dae, want ek gaan vir 4 dae hier alleen by die kantore operate, en ou tannie kom na my toe en sy bedank my uit die diepte van haar hart vir wat ons doen, en sy verwys na die gesprekke wat ek op SABC gehad het oor die verhore en wat tans in die land aangaan. En dan sê ek altyd vir die mense, dankie, hou aan om vir ons te bid, en ons bid vir mekaar, en so ligte chit-chat, dan gaan hou aan. Op die einde van die dag, almal van ons, of jy nou 'n druppel bygesit het, of 'n hele bucket water ingegooi het veroorsaak dat die land hierdie misdaad nou ernstig aanneem. En die voordeel is, as 'n ou mooi kyk na hoe hierdie verhore werk. Dit werk soos 'n bom, want hulle hou nie terug nie, en hulle doen regtig moeite om agter die kap van die bou te kom, en hulle grill die ouens. Ek sal baie graag daar wil sit en die ondervraging wil doen, en ek is seker daar's ander wat ook op so gedink het en gevra het, maar op die einde van die dag, we getting there. En die kommissie het nou daai vertroue gewen. So die 4de ding wat ek wil noem is, wat baie belangrik is dat ons nie moet stop nie. Die kommissie het op 'n stadium, of daar was op 'n stadium berigte gewees van hulle kan net konsentreer op dit en net sekere inligting kry en wat van hiervan, en dit het nou gestop. Ek het nog nie weer na ons dit aangespreek het iets weer gehoor in die media, nêrens wat sê, hoor jy, die kommissie gaan nou nie luister na die moord nie en na die ding nie en na daai ding nie. Op die einde van die dag het hulle nou vir 'n verantwoordelikheid. Ja, hulle konsentreer, hulle hoofkonsentrasie is op die korrupsie in die regering en in die polisie, en waar daar politiese interference is, en waar daar korrupsie gepleeg is van so aard wat direk die nasionale topstruktuur en veiligheids- en sekuriteitsstelsels nalaat en affekteer. Maar, jy weet, die generale het nie gekom waar hulle is sonder hulp nie, met hulle misdade. Hierdie generale en hierdie korrupte politikuste het daar gekom deur korrupte besigheidsmanne wat saam met hulle geoperate het. So daar's baie korrupte besigheidsmanne daar buite. Ons het dit gesien. Kyk na Kat Matlala en al die ander, Ramaphosa. As jy kyk na wie en wat al almal geroep is, en wat se name al almal genoem is, dan sien jy dat as 'n hele infrastruktuur daaronder. So hier kom hy in nommer 4, weer eens die verduideliking, dat die korrupsie en die georganiseerde misdaad level wat ons tans bevind, wat die land heeltemal hijack, en rampokkerry. Rampokkerry beteken alles wat jy doen is misdadig. Selfs geestelik. Whatever you can do, you live the life of crime. Jy staan op, jy begin crime pleeg, jy leef misdadig. Totale algehele en aanhoudende wanvoorstelling, bedrog, diefstal. Your total mindset, your inclination, met enigiets waarby jy betrokke raak, is misdadig, om misdaad te bevoordeel. In ander woorde, dis jou job 24/7. As jy in die aand in jou bed lê, dink jy wat se misdade jy gaan pleeg en kan pleeg en hoe jy daarmee kan wegkom. Dis rampokkerry. En rampokkerry sluit in hand aan hand met georganiseerde misdaad en korrupsie. Dit val onder een sambreel. Die georganiseerde misdaad kan nie operate sonder ander range nie, soos brigadiere en kapteine en konstabels en sersante en
polismanne in die hand wat deel is van al hierdie korrupsie. Jy kan nie georganiseerde, dis die woord alleen sê dit, georganiseerde misdaad pleeg op jou eie nie. Jy kan dit slegs pleeg met 'n span. En dit sluit in besigheidsmanne, en dan het jy jou muscle and enforcers, jou intimideerders, dan het jy jou hitman, wat baie keer van die taxi gangs afkom, dan het jy ouens in die politiek wat vir jou touwtjies trek, munisipaliteite, en. So as jy kyk na byvoorbeeld 'n supertender, soos hierdie een wat tans bespreek word, daai goed word alles van die top af beplan. Soveel multimiljoene gaan betaal word vir dit, die, daai en die ander. Dis waar die interference begin. En dis waar die skep, soos ons dit noem, ten volle beplan word. En dis waar sulke goed inkruip, soos nepotism en enige ander vorm van bevoordeling, nie behoorlike vetting en evaluations doen, nie ondersoeke doen nie, en beplannend die ding van die top af in so 'n manier deurdruk dat die gelde kom na die kriminele toe en die diens wat gelewer moet word, nie gelewer word. Kyk na daai berig gister van Gromboontjie botter vir, ek weet nie, 68.000 rand, of is dit meer. Maar anyway, jy kry die bizarste goed wat uitkom. Nou, onthou julle daai tyd die blou ligte wat soveel miljoene gekos het? So dit is die absurdste ding, en jy weet as die ouens travel, hoeveel van hierdie ouens word skuldig bevind vir parties, vir huise waarin hulle bly, wat ten duurste voorbetaal word, van ouens wat geskort is tot nou toe nog, vir jare en nog elke maand of gesuspend is, tot nou nog salarisse kry. Daar is soveel polismanne wat salarisse kry, wat in ieder geval nie die werk doen nie, maar wat nie eers meer vir die polisie werk nie, wat nog salarisse kry. Daai hele infrastruktuur in die polisie is 'n algehele debakel. Net soveel eise is daar teen die polisie, is miljarde rande eise wat teen die polisie ingedien is. Die polisie is in 'n totale algehele finansiële krisis. Die polisie skuld ook baie instansies geld wat dienslewering gegee het, soos in IT of soos in spesiale platforms en profiel elektroniese en digitale komponente wat diens lewer. So dit is nie net 'n kwessie van, jy weet, die polisie is stabiel in enigiets daar buite, behalwe sy onstabiliteit. En dit is harde woorde hierdie. As jou polisie eerstens kla omdat hy nie die finansies het nie, maar tweedens sit hy self in hierdie verknorsing. Want onthou, die polisie kla ook, hulle het nie geld nie, en julle hoor het, die stasie het nie 'n voertuig nie, en hierdie ouens het nie selfone nie, en jy weet wat skokkend is, dis hoekom die polismanne in die laer rang afdeling so maklik vra vir gunstes en gawes. Hy vra jou sommer reguit vir bietjie geld vir data, vir kos, vir dit, vir die, vir daai. Dit het al 'n narrative geword, 'n gewoonte in totaliteit, dat die ou 2 of 3 of 400 rand wil hê. En dit gee nou langs die pad ook, en orals, en. Dit het 'n algehele ding geraak, soos wat dit in Mosambiek is. Jy weet, as jy Mosambiek toe gaan, dan betaal jy hoeveel bedragies voordat jy by jou destinasie uitkom. As jy dit nie doen nie, dan het jy die ongemak van wat jy alles moet deurgaan daar. En jy kan net eenvoudig nie daar iets omtrent aan doen nie. It's just how it works. It's become the narrative. En dit bring 'n ou by die feite ding, die algehele tendens van korrupsie. Onthou, 'n generaal is supposed to be om 'n voorbeeld te stel. 'n minister is supposed to be om 'n voorbeeld te stel. 'n president is supposed to be om 'n voorbeeld te stel. Jy gaan mos nie $580,000 in jou fucking bank in jou sitkamer wegsteek nie. What the fuck? Ek meen, asseblief. Wie van julle wat vir my luister hier, luister nou mooi. Wie van julle hier
gaan $580,000 as jy 'n transaksie gedoen het. In jou bank, in jou huis, 'n ding waarop jy sit, 'n couch, 'n sofa, om uithol en dit daarin sit. Wat sê dit alleen vir jou? Wat sê dit vir jou? Nou, hoe kan 'n president dit doen? Ek meen, wat alles het, hy kan ons net daar en dan, 'n kluis hê, van superformaat, gebold en vas, en is daarin. Why not that? En dan, wat van SARS? Hoe dra SARS kennis van dit? En jy weet, SARS het 'n baie ernstige reël omtrent enige internasionale transaksies in Suid-Afrika. They need to know about this. Dit kan nie net vir my en jou tel nie, dit moet vir almal tel. Die president is net so skuldig soos enigiemand anders as hy 'n finansiële transaksie verkeerd doen. Maar net die idee dat jy iets wegsteek in 'n ding waar jy hom nie moet wegsteek nie, soos 'n bank in jou sitkamer, is vir my al klaar verdag. Want as jy dit in 'n kluis het, met dokumentasie ensovoorts, it would never been stolen, and it was legit. So, dit wys vir my, daar was 'n vorm van beplanning en ontduiking om dit te identifiseer. In ieder geval, al hierdie ouens waarvan ek nou praat, suppose om 'n voorbeeld vir ons te stel. Maar as die president dit doen, en die generale doen dit, en die ministers doen dit, en ons kry al hierdie inligting uit hierdie kommissies uit, wat verduidelik van wat hulle doen, en wat se kar hulle ry, wat se huis hulle in bly, Lamborghinis, Ferraris, duur vakansies, travel en ander expenses wat astronomies is. En ek wil nie eens praat van sulke goed soos juwele en allerhande ander, kom ons noem dit paraphernalia, waarop geld gespandeer word. Dit is astronomies hoe hulle self in hierdie situasies verryk. Nou wat dink jy, as die normale ou daarna kyk, wat gaan sy gedagte wees? If they do it, why can't we do it? They doing it and they're getting away with it, why can't we do it and get away with it? Die topstruktuur in ons land is supposed to be om vir ons die voorbeeld te stel. Live by, and we are to live by an example. Ons kan nie, en dis waar die algehele vertroue en die algehele verhouding tussen publiek en die autoriteite in ons land verskeurd is, en geheel en al tot niet is. Daar is geen vertroue meer nie. Nou het ons hierdie klein ligpuntjie wat ek gesê het van, ons het nou vertroue dat die topstruktuur nou wat onder oë is en verhoor word, miskien dinge teweeg gaan bring. Jy moet weet, jy moet nou onthou, die kat nou in die duiwel. Al hierdie generale sien nou, hulle kan gearresteer word. Want kyk wat het gebeur, daar was al arrestasies. Almal van hulle sien, hulle kan geskort of gesuspend word, of daar kan teen hulle opgetree word, of goed op beslag gelê word. Julle moet kyk. Dis hoekom ek sê, 'n bietjie die media kyk, daar's gister een of ander top-ou, ek dink 76 miljoen rand se properties van hom gevat. Daar's te veel om te noem, it's happening. En die inligting is oral daar, en beskikbaar. Jy moet dit net opvolg, daar's goeie nuus. En daar's niets wat jy, as jy dit lees, dan sê jy, hey, dit gebeur. Maar die skade is gedoen, hoor. En hierdie is 'n positiewe gesprek, maar hierdie, die hang ook aan negativiteit. Onthou, ons is nog nie eers uit die wenblokke uit nie. Ons is nou besig om te hardloop, ons besig om spoed te kry, maar ons moet nog hier reis. As ek meen ons, meen ek ons hele land en met wat tans aangaan met die verhore. Moet nog die hele resies klaar hardloop en wen. Want onthou, al hierdie ouens, wat het ek gesê, moet vervolg word. Hulle moet. En die vervolging moet van so 'n aard wees dat die publiek tevrede is daarmee. En al hulle goed moet gevat word en opgeveil word, en daai gelde moet teruggaan na waartoe dit oorspronklik voorbedoel was. En dis die challenge, want waar hoor julle ooit dat al die gelde wat op beslag gelê is, inverted commas, sogenaamde gelde van Louis Liebenberg by enige mense uitgekom het? Alhoewel Louis Liebenberg
'n Ponzi skema is, wat ek vandag eendag verduidelik het, dat almal eintlik wat betrokke geraak het uit hulle eie vrye wil by iets betrokke geraak, wat hulle nie deeglik geondersoek het nie, geïdentifiseer het, geëvalueer het en 'n risiko-analisering gedoen het nie. Hulle het niks van daai gedoen nie en net eenvoudig aanvaar dit wat hulle gesien het en gehoor het is waar en hulle self skuldig daaraan gemaak het en is die moontlikheid dat hulle 10 rand uit die wat ek al gaan kry as hulle self kan behoorlik bewys dat hulle werklik waar wanvoorstel is, bedrieg is en besteel is. Onthou op die einde van die dag, dit bly, jy kan nie sê I was ignorant, ek was ongeletterd, ek was onkundig nie. Jy is supposed to be, as jy iets koop of by betrokke raak om 'n deeglike ondersoek te doen. Jy gaan tog nie by die Spar of by Checkers in en maak jou oë toe en gooi net 'n klomp goed in die mandjie nie. Jy maak 'n ingeligte besluit. Ek gaan hierdie mayonnaise koop want hy het minder cholesterol en hy's beter. Ek gaan hierdie botter koop want dit is gesonder vir my. Ek gaan hierdie vleisie en jy maak elke dag ingeligte besluite oor alles van tandepasta tot whatever. Nou hoe kan jy dit nie doen as jy 'n kar koop of as jy 'n property koop of 'n investment doen of 'n belegging nie? En dis vir my absoluut ek het nie woorde daaroor nie. Ou sien net 'n foto van 'n cruiser wat 200,000 goedkoper is en hy sit 'n deposit neer van 800,000. Ek kry nie een van hierdie goed nie, ek kry honderde van hulle. So die bottom line is wat ek laastens wou sê is die sukses lê in die vervolging. Nou, ek gaan afsluit deur te sê wat moes gebeur het van die begin af, het nooit gebeur nie. En dis hoekom hierdie prosesse langer gaan vat en dan geen geld gaan oorbly nie, in my opinie. So as ek sê geen geld, dan meen ek dit in die sin van selfs hierdie goed wat op beslag gelê gaan word ensovoorts. Die kanse dat daarna al die kostes wat aangegaan is om dit alles te doen, dat dit nie inneem nie, is groot. So kom ek maak hy stelling bietjie ligter deur te sê weinig van die geld wat ingevorder word sal terugkom waar dit moet wees. Omrede dit wat ek nou mee sluit gaan sê. Die dag toe generaal Nkoanazi dit gesê met bewyse, moes die president onmiddellik vir hom opgevlieg het, onmiddellik, cloak and dagger, doodstal, kom in, bring die bewyse, moes hy onmiddellik lasbriewe, die president moes die opdrag gegee het, lasbriewe deur 'n spesiale eenheid wat hy onmiddellik ingeroep het, alles binne 'n dag, jy kan dit doen, want jy is die president, uitgestuur het en beslag te lê op al hierdie generale se elektronika, digitale en elektroniese kommunikasie, selfone, laptops, alles, oral, all of it, en dan download, kan dit terugkry, alles download, dan het jy al die kommunikasies en goed, asook deursoekingslasbriewe, asook tesame met SARS, wat onmiddellik 'n lifestyle audit doen, wat hulle kan doen, want hulle het die nuutste beste AI equipment. Kyk, as 'n generaal se salaris 150 is, né? En hy lewe 300 tot 500,000 'n maand uit. What the fuck? Do we have him? Yes, we have him. Totally. Want hoe verduidelik hy daai 250, 350,000 rand? Hoe? Daar's net geen manier nie, want hy mag net die polisie salaris kry. 'n Polisieman mag net 'n polisie salaris kry. End of. So SARS in, die president in, spesiale eenhede in, cybercrime in, wat ons ongelukkig nie het in ons land nie, maar die vermoë is daar om dit te kon doen, of selfs uit te dish na ouens soos ons om te help, om die inligting te trek, want die foon is the next DNA. Die selfoon is die bepalende faktor, want georganiseerde misdaad en rampokkery kan nie werk sonder elektronika nie. Jy het die tablet nodig, jy het die laptop nodig, jy het die komputer nodig, jy het die selfoon nodig. Vat jy vandag al die topkriminele se elektronika weg, there is no organized crime. None, niks. Fuck all, zero, geen. As jy vandag
al die elektronika vat van die krimineel, is hy sit. Hy can do nothing. Niks. En dis wat moes gebeur het van dag 1. En dit is nie te veel gevra nie, dis die regte ding om te doen, want daai generale, almal wat so geïdentifiseer is, het tog nie hulle alies afgewerk dag en nag nie. So hulle kan nou maar vir 'n paar dae sonder hulle elektronika sit, terwyl dit gou-gou gedownload word en geondersoek word. As ek 'n saak kry soos die, doen ons in 'n dag dit alles. Kom ons gebruik 'n voorbeeldsaak. Toe ons die inligting gekry het, die laaste inligting wat van kardinale belang was, het ons die regte polisie gekry, ons het onmiddellik saam met die polisie gegaan en alles op beslag gelê op die laaste een van die grootste boewe nog, Emile de Wit. Ons het alles gevat, alles gevat, alles gedownload, alles in totaliteit, en die polisie het alles. En dit is die fone en die laptops en die tablets en die versteekte spookfone en al die devices wat hierdie ou in die tronk gaan hou. Want dit wys hom oral uit in al die misdade waarby hy betrokke was en met wie hy connected was, en dit impliseer ook al die ander wie met hom misdade gepleeg het. So dit is wat moes gebeur het dag 1, en dit het nie gebeur nie. So toe die oomblik toe daar nou hierdie hoeha was, dis die enigste nadeel van Nkosi se opstaan. Het al die generale onmiddellik geweet, hier is kak, en dat hulle begin moves maak, en probeer uitvee, en wegsteek, en allerhande moves maak. So teen die tyd, wat se moves dink julle het hierdie ouens al alles gemaak? So teen die tyd dat jy nou hierdie ouens arresteer, wat dink jy gaan jy eintlik kan kry en op beslag lê? Nou baie van die goed is nie so maklik skuifbaar of wegsteekbaar nie, maar op die einde van die dag, daar's baie dinge wat dit baie moeilik kan maak, maar jy nie dag 1 so opgetree is. Foonstate. Jy kan nie dit sê nie, jy lieg. Hier is dit. Jy kan nie daai dan sê, hier is die betaling in jou bank. Hier is jou salaris, 150. What the fuck, my chom, waar kry jy die 250? Jy kan nie dit en die en daai sê nie, hier is jou karre wat jy het op jou naam. Hoe bekostig jy daai karre? Jy kan, wie ook al daarvoor sit, kan niks sê as jy reeds die ondersoek gedoen het en jy het al die papierwerk en evidence voor jou nie. Dan kan jy hom net eintlik geleentheid gee om sy stories te kom draai en spin en verduidelik. En dan kan jy nou sê, dan sou die ouens nie eers daar opgedaag het nie, hulle sou met prokureurs gevra het vir 'n plea bargain, of dat hulle kan red op iemand anderste of meer inligting kan gee, en of hulle die saak lê en of skik, en wat in hierdie tipe van sake, as jy so 'n hoë posisie in jou land het, kan jy nie met hierdie tipe van goed wat ons alles nou gehoor het skik nie. You did the crime. You must either totally and fully pay for the crime, alles teruggee en kan bekostig, or otherwise you must do the time. Baie dankie my vriend, ons is 'n bietjie oor die tyd. Ek hoop die recording het mooi deurgekom, baie liefde en seën vir julle almal. Asseblief meneer, dames, bid vir ons land, bid vir ons president wat die penny drop, bid vir hom dat al die goed wat ons sê uitkom, sal doen. En ons moet miskien 'n opvolg chat oor hierdie ding doen, want ons sit nog steeds met die probleem, wat dan? Wat dan as al hierdie generale gearresteer? Wie gaan in hulle plek kom? Wat is die vereiste van 'n generaal, 'n president? En ons kan dit volgende doen. Julle kan julle vrae deurstuur. Ons vra die Here julle almal ryklik seën, met absolute wysheid, insig, mag, goed, gesondheid en onderskeiding. Julle barmhartig en genade sal wees. En onthou, bid vir al hierdie mense wat daar is, wat 'n verskil wil maak. Ek moet miskien een dingetjie vir julle. Jy weet, as jy wil weet of jy 'n verskil maak, op een manier. Jy moet nou mooi oor wat jy vra, want dit triekies staan. En vraag. As jy vandag, hoe jy is, almal om jou ewe skielik kan kry om presies te wees soos wat jy is, sal 'n beter mense wees,
of sal hulle slegter mense wees? So kry jouself op 'n punt waar jy is, ek, soos wat ek Christus volg, kan julle my volg. As almal vandag, almal ewe skielik, jy is. As jou naam Piet is en alles vandag Piet, as jy Sunny is en almal is vandag Sunny, is dit 'n beter mens wat jy dan om jou sien of nie? Mooi loop my broer. Dankie, mooi loop Mike, baie dankie.